Welkom terug. Ons almal is so klein bietjie bekommerd oor die wiskunde slaagsyfer, die wiskunde in die algeheel en of ons nog genoeg wiskunde onderwysers het. En volgens gesels ons met Dr. Linda Meyer. Sy is van Rosebank College om juis hieroor te gesels. Goeiemôre. Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om weer volgende te hê en te praat oor hierdie kwessie. Ek dink 'n baie belangrike kwessie wat ons soms net so half miskyk as ons praat oor 'n skool in die algeheel, want daar's soveel probleme as ons praat oor skole en wat by skole gebeur. So kom ons begin by net wiskunde en hoekom is dit belangrik om wiskunde as vak op skool te hê? Want baie kinders wat nie van wiskunde hou nie, sal vir jou sê, "Ag, dis aaklig stupid vak." Hoekom is 'n vak soos wiskunde belangrik op skool? Wel, ek dink ons moet natuurlik kyk na wiskunde, suiwer wiskunde en dan wiskunde geletterdheid. Ja. So 1 en 3 studente vat wiskunde Ja. en 2 en 3 vat wiskundige geletterdheid. So dit hang nou af wat jy wil doen as jy nou klaar maak met skool. Ja. En natuurlik vir die ekonomie het ons wiskundiges nodig. Ons het mense nodig wat wiskunde, suiwer wiskunde gedoen het om in die stemvelde in te gaan. So in die wetenskappe en die tegnologie en die wiskunde en so voort. So en die ingenieurswese. So ons moet seker maak dat daar 'n pipeline is van studente wat gekwalifiseer is. Maar die groot probleem kom dat ons klaar op universiteite nie genoeg studente het wat deurkom met suiwer wiskunde nie. En ook elke jaar kyk ons dat die wiskunde syfer gaan agteruit van mense wat jy weet hoe hulle slaag. Ja. En die ondersteunings wat hulle kry is regtig op die afname. So ons moet seker maak dat daai pipeline versterk word en dat ons nie net wiskunde by die kant gooi, want dit is maklik om te sê, Ja. jy weet, gee net vir die kind wiskundige geletterdheid sodat ons kyk na die oorhoofse slaagsyfer, want almal wil nou partytjie hou van dis 84% van die kinders wat deurkom, maar wat kom hulle mee deur? En dis die vraag wat ons moet aanspreek. Linda, is wiskunde geletterdheid ek vra nou maar net, want kyk, toe ek skool toe was daar nie standaard graad en hoër graad, en dis dit. Maar is wiskunde geletterdheid en wiskunde, gewone wiskunde, is dit heeltemal verskillende vakke? Dis heeltemal verskillend. So jy doen basiese wiskunde, maar dis oor hoe jy dit aanpas in jou lewe. So jy doen, jy weet, begrotings en so voorts. So die dag tot dag werke met wiskunde word dan geaktualiseer. So dis 'n lekker vak, want dis wat ons regtig doen in die lewe. Maar die probleem kom natuurlik, dis nie net vir ons almal was geforseer om wiskunde nou te vat. Of dit nou standaardgraad of hoërgraad was, dit was nou maar wat dit was. En jy moes dit nou deurkom op een manier of die ander. Maar wiskundige geletterdheid is regtig 'n vak wat baie makliker is. En dis, jy weet, vir lewensoorlewings. Dis nie trigonometrie nie. Glad nie. So jy het basiese konsepverstandhouding, maar geen aanlegging tot dit word regtig geïmplementeer nie. Sjoe. Ja, en so ek was jy baie ekstra klasse gevat om wiskunde deur te kom, maar hier is ons nou. Dit is interessant want dan sit jy ook met die probleem van wiskunde onderwysers. Het ons genoeg goeie wiskunde onderwysers? Hoegenaamd nie. So ons moet natuurlik jy weet regtig sien na die skole wat in die landelike gebiede is. Ja. Hulle sukkel verskriklik om onderwysers te kry en dit is aan die afname. So ons moet natuurlik kyk na die komplekse stelsel wat ons het waar kinders honger is, onderwysers is nie opgelei nie en daar's onderwysers wat werk soek wat net nie daai posisies gevul kan kry nie. So jy weet dis 'n komplekse situasie waarmee ons sit en ons het natuurlik in hierdie internasionale toets deelgeneem waar 59 lande deelgeneem het en ons het daarom 55ste gekom in wiskunde. So jy weet en die probleem is ons kinders skryf standaardtoetse en doen hulle nou nie so goed nie, maar wat regtig skrikwekkend is die onderwysers skryf dieselfde toetse. So halfte van die kinders kom nie die toetse deur nie, maar 1/3 van die onderwysers kom ook nie dieselfde graad 8 toets deur nie. Want ons belegging in om hulle skillsets reg te kry is net nie daar nie. So ons moet seker maak dat die onderwysers reg opgelei word en dat die kinders 'n regte onderwyser het. Jy het nou gepraat van die pipeline. Ons moet seker maak die pipeline is reg en dis nou waar hierdie inkom nie waar nie. Dis nou ons seker maak om daai uitkomste te hê van skooliere, leerders wat met wiskunde matriek slaag en goed slaag. Moet jy begin by wat sit jy in die begin? En dit gaan al die pad tot by die grondslagfase waar baie van ons sê die probleme begin en by daai grondslagfase van daar af onderwysers hê wat ook
gekwalifiseerd op hulle beurt met goeie matriek in hulle wiskunde vraestelle in hulle matriekjaar. So dit is 'n hele proses wat homself moet herhaal om uiteindelik aan die ander kant van die pyp goeie onderwysers te gee en goeie skooliere te gee. Nee, absoluut. So die hele ekosisteem moet werk. So as ons kyk na die fondasieprogramme vir wiskunde, ons moet baie meer belegging daarin sit. Dit help nie ons het hierdie vakke soos robotics en die skole het nie eers toilette nie. Hulle het nie water nie, maar nou worry ons oor jy weet of 'n kind nou robotics gaan hê wat daar is nie eens 'n rekenaar in die skool nie. So kom ons kyk na die basiese goed. Maak seker die kinders kan by die skool uitkom, dat hulle kos het om te eet, dat hulle onderwysers reg opgelei is, dat die skoolinfrastruktuur daar is, dat hulle kan leer, dat dit 'n omgewing is waar hulle kan leer en dan kan hulle 'n liefde bou vir wiskunde, want ek kan nou vir jou sê, as daar nie iemand is wat jou 'n liefde leer vir wiskunde nie, ek hoef dit nie, ek meen dis 'n algemene argument. Niemand gaan hulle hand opsit en sê ek is lief vir wiskunde, behalwe as iemand jou deur daai proses gevat het, daai journey om uit te kom en die vrees weggevat het. Ja. Absoluut. En natuurlik baie van die ouers, hulle self het nie wiskunde gedoen nie. So hulle kan nie hulle kinders help met daai vakgebiede nie. So die onderwysers is regtig op die kern en dat ons reg belê in daai strukture om seker te maak dat wiskunde 'n vak is wat regtig bydra tot 'n kind se lewe. Ek wil sê amper sê begin by die basiese vakke. Ons almal moet lees, ons almal kan verstaan, ons almal kan wiskunde doen. Begin met daai basiese vakke voordat ons al vir al die ander vakke bysit. Wat is die ekonomiese uitwerking? So ons praat nou van leerders, ja, ek kan sukkel, meeste vat wiskunde geletterdheid. Nou swat jy, kyk aan helfte van die rigtings nie gaan in swat nie want jy het net wiskunde geletterdheid. Wat is die resultaat daarna, die uitwerking daarvan? Want natuurlik moet ons kyk na die ekonomie. En ons moet sê wat se skillsets het ons nodig vir die ekonomie. Ja. So jy weet my argument is altyd mense wil sê dis nie 'n groot probleem nie. As ons kyk, ons het die tweede hoogste jeugwerkloosheidsyfer in die wêreld. Ja. Ons verloor net teen Burundi. Dis nou regtig nie iets om oor trots te wees nie. So ons moet seker maak dat daai kinders hier is, dat ons nie mense moet inbring uit die buiteland omdat ons nie daai vaardighede in die land het nie. En die ekonomie het daai mense nodig en ons moet kyk na die slaagsyfer. Weet baie mense sê 30% is nie 'n probleem nie. Dit is 'n probleem. Want wat is die maatstaaf van sukses? As jy nie eens 'n derde van die vakgebied ken nie. Wat sê ons vir daai kinders as ons toe kom? En dan is ons verbaas as halfte van die kinders in die eerste jaar uitval uit universiteit uit. En studente wat jy weet wat 90% kry vir wiskunde. Wat dit nie deur eerste jaar universiteit kan maak nie, want die standaarde is nie wat dit moet wees nie. En al hierdie oorbruggingsprogramme wat dan in die universiteite aangebied moet word om seker te maak dat studente kan deurkom deur hulle eerste jaar. Linda, ek het 'n bietjie statistiek raak gelees en my geskok het. 460 publieke skole of openbare skole in Suid-Afrika gee glad nie meer wiskunde as 'n vak nie. Ja. Jy het vroeër gesê daar is nie altyd genoeg gekwalifiseerde wiskundeonderwysers beskikbaar oral by die skole nie. Is ons nie te laat nie? Ek gaan nou maar daai doemprofeet wees. As mens kyk na die toekoms, is dit nie nou 'n bietjie laat nie. Nee, dit is nooit te laat nie. Ek meen ons moet hoop hê, maar die groot probleem is ons is so gefokus op die deurslagsyfer. Ja. Dat daai skole, ek meen as hulle weet hulle gaan gepenaliseer word as die kinders nie deurkom in wiskunde nie. Wat se aanmoedigheid het hulle om daai kinders deur wiskunde te kry? So die stelsel, die ekosisteem wat ons het, regtig fokus nie op die regte punte wat ons moet doen nie. 460 skole, dit klink miskien nou niks in jy weet in gevolge ons 20,000 publieke skole het nie. Maar dit is elke jaar neem daai hoeveelheid word dit meer. Meer en meer skole bied nie cyberwiskunde aan nie. Hulle bied wiskundige geletterdheid aan want regtig enige iemand kan dit aanbied. Dis nou nie 'n moeilike vak nie. En ons moet seker maak dat die kwaliteit in die skole regtig gehandhaaf word. Die onderwysers werk hulle dood. Dis nie dat hulle nie probeer nie. Ja. Maar jy weet, jy gaan in baie skole in, hulle het nie basiese infrastruktuur nie, hulle het nie boeke nie, hulle het niks, hulle het nie penne nie, hulle het absoluut niks. Die ligte is, jy weet, hulle is gelukkig as die ligte aan is. So werk op die basiese goed en maak seker dat goeie onderwysers, goeie stelsel en dat ons die kinders regtig ondersteun in die skoolstelsel. Sure.
Linda, baie dankie vir jou tyd. Dit is nogal skokkend om dit te hoor ook, maar dit is belangrik dat ons dit inneem om te gaan. Weet jy, moenie 'n kind ten koste van jou beeld gaan. Okay, moenie 'n vak vat nie, net omdat jy wil hê jou beeld moet beter wees. Maar baie dankie vir die saamgestels vanoggend. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is Dr. Linda Meyer van die Rosebank College. Wys jou hoe belangrik wiskunde is, nee, ons almal kan bietjie harder werk en mekaar ondersteun. Ons is nou weer terug met jou nuus.